Goeiedag, baie dankie dat jy saam luister. Die laaste paar dae het ons om 'n absolute koue front wat oor ons neergedaal het. En is regtig bitterkoud. Daarom praat ons vandag in ons pitstop in roete 14:6 wat kom van Jesus wat sê ek is die weg en die waarheid en die lewe in Johannes 14 vers 6 oor 'n koue seisoen in ons geloof. Dit is soms sodat ons in ons navolging van Jesus ook in 'n koue seisoen ingaan, deurdat ons nie aktief, betrokke, besig, warm is teenoor die Here en brand vir hom. Ou dink aan die Emmausgangers wat Jesus ontmoet en sê het ons harte nie warm geword. En daai selfde tipe gevoel in ons navolging en ywerigheid in ons navolging van 'n vuur wat in ons brand om vir die Here te werk, gaan partykeer weg en ons raak koud. Ons het die spreekwoord wat sê om iemand 'n koue skouer te draai. Nou, om 'n koue skouer te draai is om iemand wat jy ken te ignoreer of jouself van hulle te ontneem. So dis die teenoorgestelde van 'n hartlike verwelkoming, teenoorgestelde van die warmte wat geassosieer word met liefde, terwyl koudheid geassosieer word met onverskilligheid of ver uit van iemand. Ook om jou skouer na iemand te draai is om die teenoorgestelde lyfstaal van 'n drukkie te gee. En soms raak ons so besig met ander dinge, so ingesluk deur bekommernis, so desperaat vir kop bo water hou, dat ons God en sy roeping vir ons lewens ook die spreekwoordelike koue skouer gee. Nou, dis vir ons belangrik as gelowiges om onsself voortdurend te bly ondersoek in ons geloof en ons verhouding met die Here, om altyd te voel, hoe is die pols van my geloof? Is ek warm of is ek koud vir die Here? En om dan op 'n plek te kom waar ons warm is. En dis waar die Here ons wil hê, mense wat brand vir ywer vir hom, vir sy eer en vir die saak van sy kerk en koninkryk. Ons lees daarom saam Psalm 32 van Dawid, 'n Masiel. Gelukkig is die een wie se oortredings vergewe is, wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here sondeskuld nie toereken en wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek stil gebly het, het ek my gebeente broos geword en onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was die hand swaar op my lewenskrag het weggekwyn soos die hitte van die somer. My sonde het ek teenoor U erken, my sondeskuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink ek wil my oortredings teenoor die Here bely en U het my sondeskuld vergewe. Dis waarom elke getroue volgeling tot U moet bid terwyl daar die geleentheid is. Die geluid van 'n groot watervloed sal hom nie bereik nie. U bied vir my beskutting, U vrywaar my van nood, met jubelkrete van bevryding omring U my. Ek wil jou insig gee, ek wil jou die pad leer wat jy moet loop, ek wil jou raad gee, my oog oor jou hou. Moet julle nie soos 'n perd of soos 'n muil sonder verstand gedra nie. Met toom en stang moet sy krag beteel word, anders bly hy nie by jou nie. 'n Goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die troue liefde omring hom. Verbly julle in die Here en juig regverdiges, ja, jubel dit uit, almal met 'n opregte hart. So, ons kyk na hierdie Psalm en ons kry 6 stappe om terug te draai wanneer ons in 'n koue seisoen is dalk en ons weer wil warm word en vir die Here brand. Stap 1 is dat ons moet erken. Nou, om te erken vat dat ek gereeld, eintlik meer as daagliks, konstant moet besig wees daarmee om selfondersoek te doen. Dis wat dit gaan gepaard met die daaglikse bekering ook. Dit moet 'n deel, 'n ritme wees van 'n gelowige se lewe, iets wat ons baie erns mee het en wat ons met groot erns beoefen om selfondersoek te doen elke dag. En daarom ook te kan erken, vers 5 sê ek het my sonde teenoor U erken, en dan te ontbloot, dis soos die verootmoedigingsaspek, om voor die Here oop te maak, en te sê waar ek skuldig is, en hoe ek myself koud gemaak het teenoor hom. So vers 5 sê ek het my sondeskuld nie voor U bedek nie, want dis nie waar ons bly, wanneer ons hierdie dinge so voor die Here bring nie. Ons bely, vers 5, ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor die Here bely, ons bely dit, en ons bid in ons belydenis, dat vers 6 sê, is waarom elke getroue volgeling tot U moet bid, terwyl die geleentheid daar is, en dan volg en vertrou ons, vers 8, die Here sê, ek wil jou insig gee, ek wil jou die pad leer wat jy moet loop, by roete 14:6, dis die Here wat daai pad vir ons leer, en ek wil jou raad gee, so
volg en vertroue gaan hand aan hand, amper een ding, dat ons in Roete 14:6 lewe in vertroue op die Here. So ons gaan net voor ons by die laaste een kom, ons erken, ons maak oop, ons ontbloot, ons bely teenoor die Here, ons bid ter die Here, met ander woorde, dis daai aksie van ek gryp na die Here toe, ek nader na die Here toe, ek draai weg van my koudheid, en ek volg en vertrou hom in my Roete 14:6 lewe, en dan verheug ek verheug, of verbly julle in die Here, en juig regverdig is, jubel dit uit, almal met opregte hart. En nou, al hierdie goeders gebeur, en kan gebeur, oor die Here se gees dit in ons werk, maar 'n baie belangrike ding wat ons reg deur hierdie Psalm sien, is die verlossingskarakter van die Here. Ons erken en ons ontbloot en ons bely, want die Here vergewe volmaak en volkome. En daarom kan ons dan bidend nader tot die Here, ons kan hom volg en vertroue op 'n Roete 14:6 lewe, en ons het al die redes om oor bly te wees, en daai blydskap is ook die vuur wat in ons brand. Soos ons gereeld hierdie proses gaan deurgaan in ons lewe, gaan ons al hoe fikser raak daarin om warm vir die Here te wees, en die Here te verheerlik in 'n lewe wat besig is met sy dinge, 'n lewe wat lewe in die insig van die pad wat die Here ons leer. Kom ons bid saam. Here, help ons om disippels te wees van U, wat kan erken ons doen verkeerd, wat voor U oopmaak en verootmoedig, wat bely ons sondes, maar ook ons geloof in U, en wat vasgryp aan die volmaakte vergifnis van ons Here Jesus Christus. Help ons om bidend in afhanklikheid te leef, en om U te volg en vertrou in alles wat ons doen. En daarom kan ons met groot blydskap in U leef, en altyd warm voor U bly. Ons bid dit van die Here in Jesus se naam. Amen.